Ek wil vanoggend vir die Here dankie sê vir sy genade, sy liefde, dat hy ons weer 'n kans gegee het om in sy huis te kan wees. Weet jy, elkeen het ons eie gevoelens. Party daar voel ons is lus om aan te gaan met die lewe. Ander daar voel ons is lus om weg te kruip. Ek het nou genoeg gehad. Maar weet jy, as ons in dit alles kyk wat die Here vir ons doen, kan ons nie anders as om sy naam groot te maak vir sy liefde, sy genade en sy krag, sy teenwoordigheid wat in ons lewe is nie. Nou kry ek nie my vers in die Bybel nie, maar ek gaan dit nie laat dit my stop nie. Weet jy, terwyl ek in hierdie week buite besig is, vra ek myself die vraag af, hoe dink God, of wat dink God as hy my sien? Hoe voel God oor my? As hy sien waarmee ek besig is. En ek is besig en ek sê, wys gister vir my vrou, ek soek valse leraars, valse profete, en ek gaan, jy weet ons het mos YouTube vandag, en dit geef jou baie goed, en daar's een persoon wat die woorde uiter. God kan nie anders as om jou lief te hê, soos jy is, onvoorwaardelik. Daar's geen strings aan verbonde nie, want God is liefde. En dis al wat God kan doen, hy kan liefde gee. En ek dink so by myself, Here, maar die persoon wat nou iets sê daaroor, sê ook, sê maar dis nie wat die Bybel sê nie. Want die skrif sê, God is 'n verterende vuur vir die wat God haat. En ek begin by myself vra, en vanoggend word ek wakker met die gedagte uit 'n rein hart. Wie gaan God behaag? Dis die man en 'n vrou wat na hom toe kom uit 'n rein hart. Nie almal wat sê, Here, Here, gaan in die koninkryk van die Vader nie, maar hy wat die wil van die Vader doen. Die skrif is duidelik, hy sê, daardie dae gaan baie vir my, sê Here, maar in U naam het ek wonders gedoen, in U naam het ek kragtige dade gedoen, ek het geprofeteer, ag, ek was 'n pastoor, ag, ek het die orkes gespeel, en ag, ek was. Dan gaan die Here omdraai vir my sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Want weet jy waaroor gaan jou lewe? Dit gaan oor jou. Ek, en dis al waaroor dit gaan. Maar die man en vrou wat daar voor God gaan staan, uit 'n rein hart en 'n skoon gewete, en sê, Here, ek het U naam geheilig, oral waar ek gaan. Ek het so ver dit uit die beste van my vermoë alles op die altaar gesit, dat ek U naam nie skade mag aanrokkel nie. Dit het nie gegaan oor my nie, maar dit het gegaan oor, Here, ek wil U behaag. En dan gaan die Here vir ons sê, vir min was jy getrou, en oor veel sal ek jou aanstel, en vanoggend wil ek nie baie lank besig hou nie. Ek wil vir jy enkele paar skrifte lees uit die Bybel uit. Ons almal ken Matteus 5, vers 8, as ek het nie onder korreksie, ja. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dis net vreeslik snaaks, ek hoor nêrens predikante predik oor 'n rein hart meer in vandag se lewe nie. Wat ek wel hoor is, God is nie so kleinlik om hom te bekommer oor die klein onbenullighede nie.
hy weet my hart is ten minste opreg. Wat ek wel sien is, geen verskil tussen die kinders van die Here, wil ek weer vanoggend sê, die sogenaamde kinders van die Here, en die wêreld daar buite nie. Ek trek aan soos die wêreld, tree op soos die wêreld, ek praat soos die wêreld, ek lyk soos die wêreld en alles, maar ek kom sit in die kerk, dan wil ek my hande ophef, sê Here, ek wil die naam heilig. Filippense 1, vers 9 en 10 sê, ek bid, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in die kennis en in alle ervaringe, om die dinge wat dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus Jesus. Dat julle rein. Ek wonder of ons besef wat beteken om rein te wees. Ek het op die myn gewerk en ek was oor die watersysteem vir 'n rukkie gewees. En daai water het deur soveel verskillende tanks gegaan, soveel verskillende prosesse gegaan, dat die water skoon aan die ander kant mag uitkom. Maar jy weet wat? Waar die taps is, krane, Afrikaans, kraan, tap, kraan, staan daar bordjie, nie om te drink nie. Maar dit het deur soveel prosesse gegaan, dit moet skoon water wees, maar dan sê hulle dit is nie goed vir 'n mens om daarvan te drink nie, want dit is nie rein nie. Water wat rein is, ons rein nou die dag en dit reën. En my jongste kind sê, ek weet die Here weet, maar daai kind het breins wat baie min mense het. Die skoonste skoon wat jy kry in water is reënwater. Dis rein, dis suiwer, dis die beste wat jy kan kry, soos nou jy's graad 1. Want dis deur God gefiltreer. Die natuur wat God gemaak het. Nou wil ek vanoggend vir u sê, nou wat het dit met reinheid en die water uit te waai? Ek in my menslike vermoë kan alles doen om te probeer rein wees en dit gaan vir my onmoontlik wees. Ek kan deur alles filtreer, ek kan die Bybel lees van Genesis tot Openbaring en uit my menslike krag kan ek alles probeer. Ek het 'n vriend. Toe ons begin werk op die myn op dieselfde watertanke, kyk ek na sy lewe en ek sien hoe hy optree. En ek sien hy's baie stadig, hy word nie kwaad nie. En ek sien hy vloek nie, hy skree nie, hy doen nie wat die mense op buite doen nie. En hier in my gedagte sê ek, hy moet 'n kind van die Here wees. En nou wil ek my moed by mekaar skraap. Om hom te vra, waar dien jy die Here? Daai jare het ek self nie regtig kerk toe gegaan nie, maar ek het altyd myself gesien as 'n kind van die Here. En op 'n dag kry ek die moed by mekaar geskraap en ek sê vir hom, waar dien jy die Here? Hy sê, ek doen nie. My ma het my nooit geleer van liewe Jesus nie. Ek het nooit my voete in 'n kerk gesit nie. Hy het die gedaante van 'n godsaligheid, maar hy het nooit by die krag daarvan uitgekom nie.
kan nie daarvan drink nie. Maar die water wat Christus Jesus gesuiwer het, deur die natuur wat God gemaak het in die begin, het God die hemel en die aarde gemaak en alles wat daarin is. En ek vanoggend vir u sê, jy het die Heilige Gees nodig in jou lewe, om jou te reinig, om jou te heilig. Jy het die Heilige Gees nodig om hierdie klein fossies in jou lewe, wat vir die mense, dit is onbenullighede. Ag, God kyk nie na hierdie kleinigheid nie, want God is nie so kleinlik nie. God is mos liefde. Dan kom die Heilige Gees en dit kla my aan en sê, ek wil nie hê dat jy hierdie klein onbenullighede deel van jou lewe moet maak nie, want dit is die klein fossies wat die wingerd verwoes. Ek sit hierdie week iets op my status van 'n prediker wat baie goed aanhaal, wat die vandagse mense die normale is. Ek sit binne in die kerk, dan lyk ek so. Ek sit binne in die kerk, dan doen ek so. Ek sit binne in die kerk en ek het die gedagte van ek sê ek is 'n Godskind, maar ek doen nie wat hy vir my sê nie. Pastore wat altyd kommentaar lewer, het gekyk en stil gewees. Want hy gee goedkeuring aan. Ons wil mos nie hoor ons is heidene nie. Nee, kan nie dit sê nie. Maar ek kry 'n opdrag, 'n oproep, nie 'n oproep, 'n boodskap van iemand anders. Ver hier vandaan wat sê ja, dit is wat God van ons verwag, ons om 'n veranderende lewe te lewe. Ek kan nie lyk soos die wêreld nie, ek kan nie praat soos die wêreld nie, nee, ons moet 'n veranderende lewe lewe, en ek wil vir u sê, vanoggend om 'n veranderende lewe te lewe, is alleenlik genadig, deur die Gees van die Here, wat hier in my binneste kom werk, om my te verander, om my te vernuwe, dat ek nie meer die ou mens lewe nie. Ek het 'n oom wat baie by my kom, en hy praat vreeslik baie oor die doop. Maar ek vra vir myself die vraag af, besef jy regtig wat beteken dit om deur die doop te gaan? Ek kan maar baie leringe kry, ek kan baie mense se verskillende renasies kry, maar as ek deur daardie doopwater gaan, en ek staan aan die ander kant uit, dan is ek 'n nuwe mens in Christus Jesus. Die ou dinge het verby gegaan, ek kan nie meer sondig nie. Vandag gaan die mense in die doopbad, aan die ander kant kom hy, hou hy nog steeds sy bier vas, of sy sigaret, of wat ook al hy wil vashou. Die mans hoereer net soos hulle voor die tyd gehoereer het, maar hulle sê, ons is gedoop. Wat het geword van die streng en die evangelie van Christus Jesus, wat hy gesê het, dit is die weg, wandel daarop. Maar nee, ons is mos rein. Ek het 'n rein hart, skoon gewete. 2 Korintiërs 7 sê die volgende. 7 vers 9 tot 11 sê hy, nou is ek bly, omdat julle bedroef was. Luister mooi. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering toe. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die wat bedroef is volgens die wil van God, werk 'n onbetroulike bekering tot redding. Maar die wat bedroef is van die wêreld, werk die dood. Want kyk, jy's dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God. Wat 'n groot ywer het in julle gewerk, ja, verantwoording
verontwaardigheid, vrees, verlange, ywer, bestraffing, in alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. In alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. Want daar het 'n bekering in hulle lewe gekom. As ek my bekeer het tot Christus Jesus, dan kan ek nie meer lewe volgens die wêreld nie. En as ek verdrukking kry, dan bewys ek my reinheid in die verdrukking. As ek teekanting kry, dan bewys ek is rein in die teekanting. As ek in die vuur gaan, dan sê ek is nie alleen nie, want Christus Jesus is hier by my en ek bewys dat ek rein is daarin. Vra ek vanoggend vir myself die vraag af. Hoeveel predikante staan vanoggend agter die platform wat werklik kan sê, dien God uit 'n rein hart uit. Terwyl ek kyk na die valse leraars en mense wat mense uitbuit, vra ek myself die vraag af, wat maak my anders as hulle, as ek God nie dien uit 'n rein hart uit nie? Wat maak dat ek 'n veranderende lewe, maar ek kan God nie dien uit 'n rein hart nie, dan is ek besig om my tyd te mors. Kan maar Sondag in die kerk sit. Ek het dit baie gesê en ek gaan dit weer sê. Die kerk gaan die oorsaak wees dat jy in die hel beland. Jou Bybelkennis gaan die oorsaak wees dat jy in die hel beland. Jou gedaante van godsaligheid gaan die oorsaak wees dat jy in die hel beland, want God het behaag in 'n man en 'n vrou wat hom uit 'n rein hart uit dien. 1 Timoteus 1 sê die volgende. 1 Timoteus 1, ek gaan net 9 vers 5 en 6 lees, dan gaan ons 3 en 5 ook lees. Hoofstuk 3 en hoofstuk 5, skus. 1 Timoteus 1 vers 5 en 6. Maar die doel van die gebod is liefde, uit 'n rein hart, en 'n goeie gewete, en 'n ongeveinsde geloof, waarvan sommige afgedwaal en hulle afgewend het na die onsinnige praatjies. Maar die doel van die gebod is liefde, uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Ek het baie gesê en ek gaan dit vanoggend weer geloof God om sy gebooie te bewaar. Geloof in God is om te weet, alles wat hy in hierdie Bybel vir my en u gegee het, is ja en amen. Daar's geen afdraai kans nie, is of die nou weg wat min sal vind, of jy is deel van die breë weg. 3 vers 8 sê, 1 Timoteus 3 vers 8 en 9 sê die volgende. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit 2 monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn en geen vuil gewin soek nie. Manne wat die verborgenhede van die geloof in 'n rein gewete hou. My gewete moet rein wees. Hy sê wel die diakens, maar ek wil vanoggend sê, die kinders van God. Die man en vrou wat roem en sê ek is 'n kind van God, maar ek loop nie met 'n rein gewete nie. Hoeveel keer in ons lewe kom ons op plekke waar ek iets wat ek verkeerd doen moet wegsteek.
Vreeslik snaaks, as die mense hoor jy's 'n pastoor, dan wil hulle nou skielik beter praat. Sorry vir my taal. Ek mag nie voor jou rook nie. As hulle weet jy's 'n pastoor, ek weet vandag se daai pastore drink ook bier. Wat help dit die Bybel sê? Geen drinker nie. Die mense wat nog by die waarde aan heg aan die pastore wat God dien in gees en waarheid, sal die bier wegsteek. Maar weet jy waar kom die verskil in? God sien my 24 ure dag, 7 dae 'n week. Ek kan vir hom niks wegsteek nie. Dit wat ek vir die pastoor wegsteek, of my man of my vrou, God weet daarvan. En dit wat ek vir die mense kan wegsteek, kan ek maar voorgee, die Here uit Reinhard, God weet alles. Hy sê, so hard jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid tot God toe, maar God is meer as jou hart, hy weet alles. 1 Timoteus 5, vers 22 sê die volgende. Moenie haastig iemand die hande op lê nie, en moet ook nie met die sondes van 'n ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein. Hou jou rein. Hoe kan ek in vandag se dae, in die lewe wat ons in lewe, my rein hou voor God? Is om so te luister na die opdragte wat God my gee en seker te maak, ek ken die stem van die Here, ek ken die Heilige Gees, wanneer hy met my praat, dan luister ek. Tweede Timoteus 2, vers 22, sê weer, maar vlug vir die begeerlikhede van jou jonkheid en jaag na die geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Vlug van die begeerlikhede van jou jonkheid. Vlug van die begeerlikhede wat in die ou tyd geleef het, voor jy tot bekering gekom het, en sê, Here, ek het mos gesterwe saam met U, en ek het saam met U opgestaan, en omdat ek saam met U opgestaan is, moet ek die Here dien, uit 'n rein hart en 'n skoon gewete. Ek moet U aanroep, uit 'n rein hart. Nou vra ek myself die vraag, of is dit nie dalk hoekom baie mense se gebede nie geantwoord word nie? Is dit nie dalk hoekom ek roep, maar daar's niks antwoord nie? Want hy sê hierso, vers 22, weer vir lees, maar vlug van die begeerlikhede van jou jonkheid, en jaag na die geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Skrif sê net wanneer ek jou hoor, dan antwoord ek jou. Net wanneer ek jou hoor. Is my onreinheid nie die oorsaak dat ek roep en die Here antwoord nie? Mense word kwaad vir my en sê jy kan dit nie sê nie. Maar ek wil vanoggend vir u sê, ek gaan dit weer sê en ek gaan dit weer sê en ek gaan daarby bly, so waar as wat ek vanoggend hier staan, dit tel vir u en dit tel vir my. As ek nie God uit 'n rein hart uit dien nie, kan ek nie sê ek roep maar ons hemelse Vader toe om verantwoording te doen nie. Nee, dan sê die skrif vir my, julle het die duiwel as vader, want die begeerlikhede van julle vader wil julle doen. Hoe kan ons 'n rein en heilige God vergelyk met 'n God van hierdie aarde?
Ek hoor hulle sê die nuwe ding wat nou deesdae uitgaan, okay, seker ook nie meer nie, maar hulle sê julle almal is klein gooitjies, want God het hulle mos geskape in die image van 'n lewende God. Jy kan sê en dit kan so wees. Maar weet jy wat? Daar's een ware God. En dis die God van hemel en aarde. En hy het 'n seun met die naam van Jesus Christus, wat vir my en die sondes aan die kruis van Golgotha gesterf het. En nie ek of enigiemand op hierdie wêreld kan onsself vergelyk aan 'n God wat heilig is nie. Van die woord van die Here sê, is nie hy wat begin nie, maar is hy wat volhard tot aan die einde toe, wat gered sal word. Maar hierdie valse leraars predik oor die platform, weet jy waaroor gaan dit? Het gaan oor die inkomste. Ek dank die Here dat ek weet, daar's 'n God in die hemel wat vir die ware predikante voorsien en vir hulle sorg. Ek het nie nodig om mense doekies om te draai, dat hulle na my moet omsien nie, en myself verryk soos die wêreld nie. Maar weet jy, in Efesiërs 5, wil ek afsluit en dan wil ek vir die twee ware gebeurtenis vertel. Hy sê in Efesiërs 5, verskoning, met plekhouertjies, alles uit my Bybel uitgekom, ek weet, ek het seker of ek het reg ingesit. Maar nou sê my Bybel, ek het, ek moet net, hierdie so is my plekhouertjie, ek kry dit weg. Ja, dit moet ook gebeur. Luister mooi, Efesiërs 5 vers 5 sê, want dit moet julle weet, dat geen hoereder of onreine, luister mooi, geen hoereder of onreine, of gieraard, wat 'n afgodsdienaar is, 'n erfdeel in die koninkryk van Christus en God het nie. Waar pas ek in? Waar pas u in? Skrif sê, nie ek nie, die skrif sê so, geen onreine het 'n plek in die koninkryk van Christus en van God nie. Al hierdie goed wat ek nie so maklik miskyk. Sê ag, die Here kyk nie daarna nie. Hulle sê mos nie, het nie nodig om so streng en eng te lewe nie. Jy het nie nodig om so ernstig te wees nie. Ag, die Here kyk nie na dit, hy kyk na jou hart. Is dit vreeslik opvallend, dat as my hart reg is voor God, en ek God uit 'n rein hart dien, dan lewe ek outomaties 'n streng en eng lewe. En ek doen dit wat die Here van my verwag. Weet ek het 2 gebeurtenis gehoor die afgelope tyd. Een het ek al vir julle gesê, die ander een weet ek baie min mense weet daarvan. Jare terug sit die kerk vol mense. En net voor die diens begin, kom daar manne ingehardloop. Wat klaar was oor. Klank gewere in die hande. En hy sê vir die mense, as jy wil lewe, as jy nie bereid is om vir God te sterwe nie, ja, wat jy gaan.
En binne 'n paar tellings, toe seker 90% van die gemeente buite. Huis toe. En die persone haal die balatawas af, nou sit die gewere neer. En hulle sê vir die pastoor, nou kan jy diens hou. Die is jou gemeente, die ware aanbidders. 90% van die mense vlug, want hulle is nie bereid om hierdie aardse goed op te offer vir 'n ewige lewe nie. Dan verstaan ek hoekom sê die Bybel, is 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die uiteinde is die weef van die dood. So, 2-3 weke terug, kom ek te hoor, hier in die Bo-Afrika lande, word daar deur die, weet nie hoe moet jy sê vandag nie, as jy sê terrorist, as jy verkeerd, maar 'n terrorist bly 'n terrorist. Klomp tienerdogters, ballingskap gevang. Wat? Hoe noem hulle dit? Ballingskap. Hulle word ontvoer. En daar word geonderhandel met hulle. Hulle kry op 'n punt wat hulle sê nee, hulle gaan nou die meisiekinders teruggee. 14-jarige ou meisiekinders. En toe hulle by die plek stop, die kinders af te gee, sê die mense, ek wil net seker maak dat julle almal moslems is. En hulle almal is moslems en hulle sê, ek gaan, daar's een meisiekind, 14 jaar oud, nog 'n kind, wat sê ek is nie 'n moslim nie, maar ek aanbid 'n God in die hemel, ek is 'n Christen. En hulle sê vir haar, maar jy gaan nie losgelaat word nie. Maar dit is vir jou 'n kans om Christus te verloon en terug moslim te word, dan los ek jou dat jy na jou ouers toe gaan. Daai klein meisiekind, 14-jarig oud, sê ek is nie bereid om dit wat ek weet te verruil vir 'n moslim te word nie. Ek gaan nie Christus verloon nie. En sy is nou al vir 5 jaar wat hulle aan gevangenskap hou, wat hulle aan martel, maar sy sê ek sal nie Christus verloon nie. Ek wil vir jou vanoggend vra, is jy bereid om te staan vir wat jy glo? Al sit hulle jou in martelskappe, al is hulle besig om jou te verniel, om te sê ek sal Christus nie verloon nie. 14-jarige kind sê ek is nie bereid om Christus te verloon nie. Maar hier sit ons vanoggend en ons speel met die genade van God. Hoe gaan ek nie optree? Hoeveel ouers gaan bereid wees om Christus te verloon ter wille van hulle kinders? Wat daai 14-jarige meisie kan sê, ek kan Christus nie verloon nie. Ek het nodig om hom aan te roep uit 'n rein hart. Ek het nodig om vas te hou, want hierdie plek waar ek in is tydelik, maar waartoe ek op pad is daar ewigheidswaarde in. Vra vanoggend vir jou dieselfde vraag af. As jy besig om God te dien, uit 'n rein hart, en 'n skoon gewete, soos die skrif sê, of is ek maar besig om in te pas? Ek het so lekker gekry, daar een predikant opstaan, en hulle hou 'n interview, wat is 'n interview? 'n onderhoud met hom. En hulle sê, ja, maar die mense sê dit. Hy sê, ek is nie daar om vir die mense te gee wat hulle soek nie, maar ek is daar om die evangelie van God te verkondig, want ek gaan eendag rekenskap gee voor God.
Is jy bereid om die evangelie van Christus uit te leef, al gaan jy in 'n dal van doodskade weer? Is jy bereid om God te dien uit 'n rein hartheid? En ek vir jou sê, dis die man en vrou wat voor God gaan staan en hy gaan vir sê, oor min was jy getrou en oor veel gaan ek jou aanstel. Ons is maklik om te sê, jy moet heilig wees. En ons almal dink ons is heilig. Maar die skrif sê, geen onreine op elke gebied sal die koninkryk van God ingaan nie. Jy kan nie, dis onmoontlik. Moenie gaan oor wat ek vir u sê vanoggend nie. Gaan ondersoek die Bybel. En rig jou lewe in, sodat God met jou tevrede is. En nie 'n mens nie. Tot sover uit sy woord uit. Onthou vanoggend, 14-jarige kind, sy het 18 geword. Sy is nog steeds ballingskap, hulle vra ons moet vir die kind bid. Maar ek wil vir u sê, wat is u bereid om op te offer? Om te sê, ek staan vir die waarheid. Hoe ver sal ek nie nog die hand voldraai? In plaas van om te sê, Here, ek gaan myself onderwerp aan God. En ek gaan doen dit wat u van my verwag. Tot sover. Amen. Kom ons staan. Gaan ek my ma vra vir ons die dienste vandag. Here, ons wil vir u dankie sê vir 'n voorreg wat ons vanmôre gehad het. Om na u woord te kon luister. Here, ons prys u naam. Dankie vir alles wat u vir ons gedoen en beteken het. Dankie. Ek wil ook vra dat u verder met ons sal wees. En dat u vir ons weer op die bestemde tyd bymekaar sal bring. Dit vra ek u naam sonder. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê, die Here met blydskap, tot ons mekaar weer sien. Amen.